U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Goeiemôre. Jy's ingeskakel op Storytyd saam Stella en jy kuier saam met my, Estel Rousseau. Daar in die agtergrond luister ons na die YouTube-kanaal OCB Relax. Pragtige mooi oggendgitaar instrumentele musiek. Ook in die agtergrond is die buurt wat besig is om wakker te word. En my stem klink so, oor ek nog nie behoorlike teetjie gedrink het nie. Ja, somtyds, dan verruil ek 'n koffie vir 'n tee. En vanoggend is my tee 'n lekker soet bergamot. Earl Grey, heerlik lekker. Die buurt is gewoonlik vroegoggend stil. Ek moet vir julle sê, hier in die Kaap word die mense later wakker. Heel wat later. Daar in die Vrystaat, moet ek vir jou sê, hier teen 6 uur se kant is daar al 'n gegons. Eintlik al teen 5 uur begin dit. Die ouetjies wat daar in Johannesburg werk, dan klim hulle in hulle voertuie en dan ry hulle. Hulle is nie baie nie, maar hulle is daar. En dan so teen 6 uur se kant, dan hoor jy daar's nou 'n bietjie groter geskarrel. Teen 7 uur kan jy maar vergeet, dan is die honde aan die laf en te kere gaan, dan kan ek nie stories behoorlik opneem sonder 'n verskriklike hondegeblaffery nie. Dan is dit nou al die mense wat nou werk toe stap, bediendes, en die tuinmanne en almal wat kom aanmeld of wat op pad is werk toe, vroeg. Eintlik so 6:30 se kant, dan hoor jy hulle. Dan gaan die buurt se honde te kere, asof hulle nou nie weet dat daai mense kom nou elke dag werk nie. Dis altyd vir my so snaaks. Die honde gesels en vertel vir mekaar, hoorie, jou tuinman is op pad, hoorie, jou bediende is op pad. Intussenin word die voeltjies wakker hierso van so 5 uur se kant af. En is dit eers net eensame roepietjies en later dan raak dit 'n jolige boskonsert. En daar by ons in die Vrystaat was die bosduwe. Ek het nooit regtig so besef nie, maar daar was verskriklik bosduwe. Julle kon hulle seker hoor in my opnames en vreeslik gekoer. Hulle en dan die Adidas was die prominentste in die boskonsert. Hulle was die voorsangers. En dan tussenin het jy al die anders gekry, die loeries en die mossies en die vinke en you name it, houtkappertjies, die suisies en allerhande voeltjies, want ons daar net so 'n blok weg van ons af was daar 'n vlei gewees. En dit is natuurlik een van die oorspronge van die verskriklike wonderlike voeltjie lewe daar by my Paryshuis. Hier is dinge so 'n bietjie anderste. Ons is nie heeltemal in die dorp nie, maar ook nie heeltemal uit die dorp nie. So, ons is oorkant 'n sportveld, wat ook maar net gebruik word wanneer daar nou regtig groot sportbyeenkomste is, en dit is nou na 'n boskonsert nog 'n ander joligheid nie, 'n anderster ene, maar lekker om na te luister. Kinders en sportvletjies van die onnies en 'n gejuig en 'n aanmoediging vir jou maters op die veld en lekker man, is 'n heerlike lekker, en dit gons hier in die strate, is toegeparkeer. Sport is baie groot vir hierdie ouens. Hier so in die Parel het ons nou al agtergekom, hoor jy, hulle ondersteun behoorlik, hoor.
Dis vanoggend, net soos al die ander oggende hier in die Parel, heerlik rustig nog op hierdie stadium. Maar soos ek moes nog vir julle gesê het, hierdie Kaapenaars staan heel wat later op. Daar is seker van hulle wat vroeër begin, die besigheidsmense wat 8 uur oopmaak, maar die buurte staan later op. Dit word later donker en later vroeg. Ek dink dis seker ook 'n rede, nê? So maak ons herinneringe elke dag. Verskillende seisoene van ons lewens, verskillende plekke waar ons is, of jy met vakansie is en of jy tuis is. Die grootste hoeveelheid herinneringe is wat ek al agtergekom het, is die wat jy alledaags maak. So kom ons maak hulle mooi. En kom ons onthou hulle, dis nog erger as jy hulle vergeet. Daardie kosbare oomblikke wat later alles wat mens oor het, nee. En ek onthou toe ons kinders was, het ons ouers, grootouers, baie stories vertel. Van toe hulle kinders was en jong mense was en hulle ouers selfs kinders en jong mense was. En dit was nog altyd vir my lekker om by ou mense wat hou van stories vertel te sit en te luister hoe hulle lewens was. Want my hierdie teetjie is allemaal lekker. In elk geval. So laat Lola my vanoggend 'n bietjie, onthou sy my bietjie. Daar's so baie van daardie storieetjies wat verlore gaan wanneer die storieverteller nie meer daar is nie. Jy onthou nog sulke hier en daar vaagstukkies, maar as dit nie gereeld oorvertel word of gedokumenteer word, dan verdwyn dit vir ewig. En sy skryf hierdie stukkie so 'n paar dae gelede. Sy skryf 'n boek van herinneringe. Ek het onlangs besluit om vir my 2 seuns 'n boek te skryf. 'n Boek met alles wat ek weet van ons familie, ons herkoms en die mense wie se bloed deur ons are loop. Die wat my ken, skryf sy onder my geboortenaam Lorraine Wits, sal weet hoe lank ek al soek na inligting oor my ma, wat oorlede is toe ek maar 11 jaar oud was. Dis 'n lang, soms eensame soektog, vol vrae sonder antwoorde. Daar was foto's wat verdwyn het nog voor ek kon besef hoe kosbaar hulle eendag sou wees. En nou, soveel jare later, bly daar soveel gate wat ek graag sou wou vul met feite, herinneringe en iets tasbaar om vas te hou. Party dae voel ek soos 'n weeskind, nie omdat ek niemand het nie, maar omdat daar stukke van my geskiedenis is wat ek nooit sal terugkry nie. Daarom skryf ek hierdie boodskap. Maak seker dat jy weet waar jy vandaan kom. Hou 'n boek byderhand. Skryf neer wat jy onthou. Klein dingetjies, name, plekke, grappies, stories. Dit hoef nie in volgorde te wees nie. Deel dit net met jou kinders en kleinkinders. Want eendag, wanneer die mense wat al die antwoorde het nie meer daar is nie, begin die vrae opborrel. Dis dan wanneer jy besef hoe kosbaar elke stukkie geskiedenis was. En wie weet, dalk ontdek ek, terwyl ek skryf, iemand wat 'n foto of 'n stukkie geskiedenis van my grootword daar in Kimberley het. Iets wat ek nog nooit gesien het nie. Daardie klein verbindings kan so kosbaar wees. Vir die jonger geslag wil ek sê, vra vandag, luister vandag en skryf vandag. Ons is dit verskuldig aan onsself, maar ook aan die wat kom. Ek wil sê amper amen. Ja, Lola of Lorraine dan nou. Ek stem saam met jou. Dit is so. En sy het my nou sommer geïnspireer om dieselfde aan my kant te doen. Ons is lief daarvoor om as familie, as ons familiebyeenkomste het, om tafels te sit
En veral daardie staaltjies waaroor ons so lekker gelag het, wat op daardie oomblik nie so snaaks was vir die een wat dit oorgekom het nie, maar later ons lag daaroor. Mens moet lag oor iets. Selfs oor tragedies. Agterna, daar's altyd iets om oor te smile, altyd. Tragedies en verskriklike verleentheid. Daai is gewoonlik die lekkerste lag agterna. Veral as jy nou goed daar uitgekom het aan die ander kant, nie? In elk geval julle. Koos vat daai mooi memories en ons. Jy hoef nie 'n skrywer te wees en dit vir iemand soos Lolla hier, sy gaan dit net vir haar 2 seuns skryf. Jy hoef nie 'n boek uit te bring en dit met almal te deel nie. Tensy jy wil. Dis groot werk, moet ek vir jou sê. As jy dit sou wou doen, vra maar vir die ouens wat boeke skryf. Dis 'n lang proses van redigering en boek om manuskripte wat heen en weer gestuur word om geredigeer te word. Om nie eers te praat van hoeveel dit kos om op die ou en daai boek te druk nie. Maar die satisfaksie om daardie regte boek in jou hande vas te hou is dan maar next level, nee, al die moeite werd. Amper soos 'n swangerskap. As daardie baba gebore word, dan is al die pyn vergete, nee. Nou julle, dit is donderdag. Donderdag die 6de November 2025. En die einde van hierdie jaar kruip nou met 'n redelike spoed nader, nee. In Januarie maand, dan lyk dit asof Desember nog so ver is. En dan kom ons by November en dan vra ons nou, waar is die jaar heen? Dat so baie gebeur. Skryf 'n bietjie meer, dokumenteer. Wie van julle skryf nog in 'n joernaal? So man mense. Ons leef elke dag en leef elke dag. En die naaste tyd wanneer ons 'n recap doen, is ongelukkig. Wanneer ons in 'n kerkdiens sit of aan die einde van 'n mens se lewe kom. Dan recap jy. Moenie laat dit gebeur nie. Skryf daai mooi gedagtes van jou ergens in 'n boekie neer. Al is dit net vir jouself. Ernstig, daar waar iemand dit kan ontdek. As jou eendag wanneer jy hier, soos my buurman Dion altyd sê, wanneer jy hier exit, iets moois het om te lees. Be blessed and always be that blessing too.